Jesus, kan ons dit nog een keer vir hom sê asseblief, Anton? Jesus Messiah. Thank you, Jesus. Vader, bring ons in aanbidding. There's a name above all names. Blessed Jesus Messiah, Lord of all. Kan ons dit nog een keer vir hom sê vanaand? Kom in aanbidding daar waar jy staan, sê dit vir hom. Jesus Messiah. Thank you, Jesus. Name above all names. Blessed Redeemer, you are mighty rescue for sinners, ransom from heaven. Jesus is Messiah, you are Lord of all. Thank you, Jesus. You are Lord of all. Hy is die Here van die Here, Here. Krabashenda rabasetololoboshikiande. Titatarahande eshochrotoromositi erdihende leleesta kariesto basiande. Shemenda. Lesta arechke totobondo romashande. Mighty Jesus. Come fill us with your Spirit, Lord. Dankie, Here. Jy is die voorsiening, Hemelse Vader, uit die hemel uit. Die naam oor ons uitgeroep. Ja, U is die geseënde Messias, die lang verwagte een wat gekom het. Hy vir wie ons buig en uitroep, Immanuel, God met ons. Oramashakareshto labasiti tiende. Kelehenda achordu shakarda abasetololomashita. Sikitirdi ilanda surdu kushaki harde esachki beleendu rumushita. Setarabashayendo. Kom ons sing het weer. Mighty Jesus. Jesus Messiah. Kom ons sing het vir hom. Kerabasitu rubasiande.
Here, wat wil U doen vanaand, o Vader? Dankie, Here. Daar waar jy staan, wil jy net bid in die taal wat die Here vir jou gegee het nie. Mighty Jesus, ons kom in aanbidding voor die troon, Here. Men die esta gardike totor bulabashatiando. Dankie, Here. How wonderful, Jesus. Dankie, Here. Oh, mighty Jesus. Yes, dankie, Here. Mechkerienda sardukoshatikiande. Berde abochondo shamande rekasetar bachetarkiastikiande. Jesus. Mighty Lord. Vader, ons dankie dat daar uitstorting van die Heilige Gees was. Dankie dat U in daardie dag die kerk tot geboorte gebring het. Gevul met die krag van die Heilige Gees, omdat U die belofte gemaak het, ek kom om by julle te woon. Solank as wat daar die eerste liggaam stand gehou het, waarin Immanuel kon woon het, kon die tweede liggaam nie tot stand kom, naamlik die kerk nie. Hy het daar die liggaam afgelê en sy heerlikheid inbeweeg. En aan sy kerk het hy voorsien en gegee dat ons sy liggaam is en hy die hoof. Ons aanbid hierdie Here. Dis geen wonder dat Paulus uitroep toe hy die totale saligheidsplan van God sien in Romeine 7. En hy verstaan hoe dat die Here hierdie hele saak by mekaar gevoeg het in Christus. Toe roep hy hierdie woorde uit oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik is sy weë. Wie die gedagte van God geken, weet eers iets aan God gegee dat dit onvergelde moet word. Maar syne is die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. As ons kyk, Here, na die woord, die verlossingsplan, die vervulling van Genesis 3 vers 15, die woord wat sê, dit is volbring, dan dank ons dat ons so groot God kan dien, want geen mens kan dit by mekaar bring nie, Here. Ons eer U, ons loof U en ons aanbid U. Sal U stil staan by elke dierbare wat vanaand hier is, in Jesus se wonderlike naam, en ook hulle, Here, wat op Facebook sal inskakel, wil ek vra dat U ook met hulle sal wees. Ons dank U daarvoor, Vader, en ons eer U. Want aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding in Jesus almagtige naam. Die volk van die Here sê amen. Baie dankie, kan julle sitplekke neem. Loof die Here. Baie dankie dat julle vanaand gekom het. Ek is so bly om julle te sien. Ek weet dit is eksamen, die kinders skryf eksamen, die mamas kan nie, of die ouers kan nie net die kinders so los, alleen daar by die huis nie, so ons verstaan dit ook. Nou ek het vanmôre, of hierdie is my tweede hemelvaartdiens vandag, ek het vanmôre vroeg al 'n hemelvaartdiens in die ooste van Pretoria gaan hou, sommer daar in die buite ope lig, al so 25, 30 mense, besigheidsouens wat gekom het, en ek dank die Here vir 'n wonderlike geleentheid waar sy Gees net gepraat het en die Here net gewerk het soos hy wou. En daar het ek ook weer gesien hoe klein is die wêreld, toe ek letterlik tot bekering gekom het, 1981, was daar 'n jong meisie in die gemeente wat by Pastoor Justice hulle was, en sy het saam met die Burnse gekom, hulle het haar altyd gaan haal, en vandag toe ek daar by die geleentheid is waar ek die woord bedien het, toe kom die vrou na my toe en sy sê vir my, onthou jy my? En ek sê van nee, Jesus, ek is jammer, ek weet, ons sien so baie mense, en ek is ook al te grys om so alles te onthou, jy weet, so. Sy sê nee, onthou, en sy gee haar naam, met sy haar naam gee, toe weet ek dadelik wie sy is, en ek het net gesien hoe klein is die wêreld, dat ek aan op so 'n plek moet raakloop na al hierdie jare,
En steeds dien daai vrou die Here, en ek dank die Here vir dit. En ek het vanaand vir ou Johan, wat alles gereël het, beloof dat ons vir hom ook gaan bid. Hy gaan deur 'n moeilike tyd. Is 'n besigheidsman, hy het krisis in sy verhouding opgetel, en hy staans besig om te vas en bid, en ek het hom beloof, ons gaan die aangesig van die Here soek vanaand, en ook vir hom bid. Ek weet nie of daar nog iemand anders van julle is wat gebed nodig het nie. Jy kan maar net jou hand opsteek, dan gaan ek julle insluit ook vir vanaand. In hierdie gebed is daar nog iemand wat hou, het ek julle hande op, dat ek kan sien wie is daar. Goed, prys ja, is nou 'n klomp. Ek gaan nie almal se name so uit die vuis uit kan onthou of kan terwyl ek bid nie, maar ek gaan heel waarskynlik Dinsdag vir 'n operasie, so bid vir my dat die Here my genade gaan gee. Hulle sê ek is heeltemal te galbitter. Ek moet 'n bietjie soeter word, so hulle wil al die gal uit my lewe uitdreineer, dat ek vriendeliker kan wees, en dat die gemeente ook vir my lief kan wees, omdat ek nie meer so bitter gaan wees nie, jy weet so. Nee, kom ons bid, laat die Here ook daar sy wil sal het geskied. Ek wil eers kyk of ek dit nie gaan uitstel nie. Ons kyk maar hoe die Here my gaan lei, en ook vir my gaan genade gee rondom dit, so bid maar net, dat die Here dan ook vir ons daar sal deurdra en genade gee. Vader, ek dank U. Here, ek ervaar die teenwoordigheid vanaand. Ons verdien niks van die Heilige Gees se krag nie. Maar U het aan ons kom gee as 'n geskenk. Ons verlossing, Here, het U gegee as 'n geskenk. Ons kan nie iets doen, reg doen om dit te verdien nie, behalwe om te glo aan die versoeningswerk van die Lam. Ek wil bid, Here, dat U die mense wat vanmôre daar was, Here, ook sal bereik met die woord, en mense sal nader trek ook, Here, daar in die ooste van Pretoria, dat U ook daar die doel sal bereik, want U het my nie vir niets soontoe gestuur nie. Ek wil vra, Here, dat U ook vir Johan sal genade gee. Ek het gesê, ons gaan spesiaal vir hom bid vanaand. Hy is besig om te vas en te bid, Here, oor sekere dinge in sy lewe. Hy's 'n baie jong bekeerling, maar Here, hy's vol vuur en ywer. Maar ek kan sien, Hemelse Vader, hoe dat hy nog 'n lang pad moet loop met U. En ek wil vra dat die Here hom sal genade gee en hom sal deurdra. Almal wat vanaand hier is, ek wil bid dat U hulle sal seën, dat U hulle ore sal open om ook vanaand hierdie woord te absorbeer, ons harte, Here, om dit in te neem. Want Here, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Daarom wil ek bid, Here, sal U my berg onder die bloed, en spreek, Hemelse Vader, deur lippe wat hakkel, deur die onvermoë van 'n mens, Here, wil U nie U koninkryk vestig, Here, so deur my lewe en deur elkeen wat vanaand hier sit nie. Ons dank U en ons eer U en ons loof U, Here, want U is 'n goeie en 'n genadige God, en ons prys U, Here. Seën ons almal so saam, Here, het 'n klomp hande opgegaan, elkeen in besonder met hulle eie versoeke, Here. En ek wil bid, Hemelse Vader, dat U ken elke hart, U het elke hand gesien, dat U elke persoon, Hemelse Vader, sal aanraak, en elkeen se persoonlike behoeftes sal voorsien, en dat U, Here, vir hulle God van naby sal wees. Want Here, U woord verklaar, kom na my as jy vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. En ek dank U daarvoor in Jesus se ewige en almagtige naam, en ek prys U, Vader. Amen. Goed julle, ek gaan julle nie lank ophou vanaand nie. Ek het nie 'n baie lang boodskap, uitgerekte boodskap nie, en ek gaan net die skrif bedien. Ek het eers 'n ander woord voorberei, en uiteindelik het die Here my gedagtes verander toe ek gaan sit om dit oor te skryf, en het die Here met my hierdie pad geloop, en ek gaan dit vanaand tot jou hart bedien. En so loop saam met my hierdie pad vanaand deur die woord, en ons is vanaand by 2025 se hemelvaartdiens. En dit is so dat ek hoor Christa sê, sy het vanmôre pastoor Des geluister, en hy is omgekrap omdat dit nie meer 'n publieke vakansiedag is nie, en hy wil dit letterlik aanspreek en uitsorteer, en as die Here hom daarvoor geroep het, by all means, let him do it. Ek hoop hy gaan regkom. Ons hoop hy gaan genade gee, genade kry om dit te doen. Maar wat vanaand vir my belangrik is dat ek en jy 'n verskil gaan maak in hierdie lewe. En ek gaan vanaand met jou sekere dimensies deel rondom Jesus se lewe, en waarvan die hemelvaart dan ook 'n deel uitmaak, en ons gaan by dit stil staan vanaand om dan in die diepte van dit wat die Here met ons wil deel vanaand dit na
ons harte toe te neem en dit ons eie te maak. So ek gaan saam lees in die boek van Handelinge. Ekskuus die klomp agter, ek het eintlik vergeet om hierdie hele boodskap te fotostaat om vir julle dit te gee, maar nou ja, julle is vandag. Handelinge 1 vers 4 tot 12. Handelinge 1 vers 4 tot 12. 'n Baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Goed, Handelinge 1 vers 4 tot 12 en julle kan hom op die bord volg, ek gaan dit vir julle lees. As jy Bybel het, kan jy daar oopmaak en saam met my lees. En toe Jesus nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, en dis wat vir hulle belangrik was en wat vir ons belangrik is. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word die Olyfberg, wat naby Jerusalem is 'n Sabbatsreis ver. Dit is sodat ons vanaand fokus op hemelvaart, en ek gaan daarop bedien, maar ek wil 'n aanloop vat met betrekking tot dit wat die Here in my hart gelê het om vandag met julle te deel. Dwars oor die land en dwars oor die wêreld is dit so dat daar mense vandag, en ek het gehoor by skole ook, dat hulle letterlik die hemelvaart van die Here Jesus herdenk. In baie ander skole is dit nie so nie. En 'n ouerige persoon kom vanmôre na my toe, wat hy's 'n opsigter hy's 'n afgetrede persoon by 'n groot woonstelblok of iets, wat uitgenooi was om daar te wees, en hy kom voor die tyd, kom gesels hy met my, terwyl ek besig was om 'n klompie goedjies gereed te kry om die diens te hou. En hy sê hy is uiters geskok van oor die afgelope 2-3 dae, daar in die woonstelle waar hy nou maar werksaam is en die mense hom ken. En ek sê vir hom, Peer, sy naam is Peer, ek sê, hoekom is jy geskok? Wat het jou so diep geraak dat hierdie ding jou geskok het in jou hart? Hy sê, ek ken baie mense daar, en ek het baie mense uitgenooi om vanoggend hier te wees. Hy sê, as mense wat werk, en ek verstaan, hulle kan nie hier wees nie, maar daar's baie mense wat nie werk nie, ek verstaan nie, hoekom kan hulle nie hier wees nie. Hy sê, maar wat my die meeste gevang het van alles is, dat hy het 'n klomp jong mense gevra wat in hierdie woonstelblok bly, om die diens by te woon, en toe hulle vir hom vra, maar waaroor gaan die diens, en hy vir hulle sê, dit gaan oor hemelvaart, toe is daar van hierdie jong mense wat, hy het hulle eintlik gevra, weet julle wat se dag is môre? En hulle sê, dis donderdag. Toe sê, nee, dit is donderdag, maar dis nie daai dag wat ek wil weet nie. Weet julle wat se dag is môre? Hulle sê, nee, dis donderdag. Nee, dis nie wat ek wil weet nie. Hy sê, toe kom hy agter dat hierdie klomp jong mense wat hy almal genader het, of die meeste van hulle, is nie eens bewus van die feit dat dit vandag hemelvaart is nie.
Want jy sien, in ons land is ons eintlik ontneem van hierdie kennis wat ons maar in skole gekry het en by die kinderkerke en die sonnaskole waar hulle ons geleer het oor hemelvaart en al hierdie dinge. En omdat dit nie meer gepredik word of geleer word by die skole nie, het hierdie jong mense groot geword en hulle is nie bewus van die feit dat daar 'n ding soos die hemelvaart is nie. Hy sê een pragtige jong man en jong meisie, toe hy vir hulle sê, maar dit is hemelvaart, toe staan hulle om verstom en kyk en hulle sê, maar wat op die aarde beteken hemelvaart? Nou julle, dit is Suid-Afrika. Hierdie land sê ons is 74% Christelik. Maar die jong mense in hierdie land weet nie wat is hemelvaart nie. Maar ek dank die Here dat ons vanaand steeds bewus is dat daar 'n dag soos vandag is wat hemelvaart genoem word, omdat ons Jesus se hemelvaart herdenk. Op ouderdom van 33 jaar word Jesus gekruisig om versoening te doen vir ons as gefalle mense sonde. Die Bybel sê, hy het geen sonde geken nie. So Jesus kom en hy betaal die volmaakte offer tot sondevergifnis wat reeds in die tuin van Eden plaasgevind het. Julle, dit is, as mens gaan kyk na die sentrale lyn deur die Bybel, en jy verstaan waaroor die koninkryk van God gaan, en dat dit die hoogste spits in die Bybel is, waaroor die Bybel gaan, naamlik God in sy heerskappy, want dit is wat die koninkryk beteken. Die hoogste spits in die Bybel waarop ek en jy kan staan om die uitleg van die Bybel te verstaan, die hoogste berg waarop ons kan klim in die Bybel, is die boodskap van die koninkryk. So die oomblik wanneer ek die koninkryk verstaan, en ek het insig in God se heerskappy, en dit wat hy aan die mens kom gee het, dan maak die hele Bybel vir my in een slag sin. Dan begin ons die diepte van die woord verstaan, ons verstaan waarom 'n klomp goed gebeur het, en ons verstaan waarom die Here met ons eintlik 'n pad deur die hele Ou Testament loop, wat alles 'n belofte uitspel vir die geboorte van hierdie Messias, wat hy in Genesis 3 vers 15 in die tuin van Eden gegee het vir Eva en vir Adam, toe hy vir hulle gesê het, en daar gaan 'n kind gebore word, en hy sal die kop van die slang vermorsel. So met ander woorde, daar's 'n belofte, en wat het hy kom doen? Hy het die heerskappy kom herstel, kind van die Here. Dit is hoekom die duiwel hom vat, en hy sit hom op die berg, en hy toon hom al hierdie pragt en praal van hierdie wêreld. En hy sê, ek gee aan u die krag tot al hierdie koninkryke, as jy net neerval en my aanbid. En ek dink, pastoor Anton het die naweek daaroor bedien. As jy net neerval en my aanbid, so wat doen hy? Hy sê, ek gee aan u die krag, hy sê die volgende woorde, want dit is aan my oorgegee. So wie het dit aan hom oorgegee? Adam het dit aan hom oorgegee. Nou kom Jesus en hy betaal die prys vir sonde, die volmaakte lam word geslag, op die kruishout roep hy uit, dit is volbring, die werk, alles wat geprofeteer is, tot op Johannes, is volbring in my lewe, sê die Here Jesus daar op die kruis, en hy gee sy laaste asem. So ons kyk vandag na Jesus en ons sien dat op hierdie ouderdom van 33 jaar kom die Here en hy vat die sonde van die mense weg en hy lê sy lewe af uit sy eie wil. En julle, ons moet dit verstaan, die duiwel kon nie sy lewe neem nie. Hoor my mooi, hoekom nie? Want Jesus het nie sonde gehad nie. Maar omdat hy die sonde van die wêreld op hom geneem het, dit is hoekom die Bybel verklaar, hy sê, die dood kon Jesus nie hou nie. Die dood het geen impak op hom gehad nie, het geen vashouplek op hom gehad nie. Hy moes die sonde van die wêreld vat, en dit maak dat hy sterwe in hy liggaam, maar op die derde dag word hy opgewek uit die dode uit. En as 'n skrif wat sê, dieselfde Gees wat Christus uit die dode uit opgewek het, is die Gees wat ek en jy in ons lewe het. So as ons vandag verstaan dat, en ek het eintyd in die konferensie het ek 'n preek oor gepreek, en ek is absoluut bewus daarvan, dat hoe gaan mense uit die dode uit opstaan as hulle nie die Gees van God het nie? Want dieselfde Gees
Wat aan Christus was, wek hy liggaam op. Hoe gaan mense opgewek word, as hulle nie die gees van God gehad het nie? So, met ander woorde, jy moet nie valse hoop hê nie. Vandag vir daai klomp mense gesê, jy moet baie mooi verstaan, daar's net 2 bestemminge, en jy kies self waar jy wil wees. Dis nie God wat mense in die hel gooi nie, want daai ou afgesaagde, afgelekte toebroodjie, het ek in 40 jaar baie gehoor. Weet hoe lyk 'n afgelekte toebroodjie? Gee hom vir 'n kind met peanut butter op, en kyk hoe lyk hy daarna. OK? 'n afgelekte toebroodjie. So moenie met daai ou holrig geryde storie kom nie. God is 'n God van liefde. Elke mens kies waar jy jou ewige lewe gaan deurbring. Jy moet kies. Jy moet kies, want Jesus sê, ek het die volle prys kom betaal vir elke mens se sonde, maar elke persoon moet kies of hy van hierdie versoeningswerk gebruik gaan maak, want onteenseglik die verborgenheid van God se versoeningswerk is groot. Elke mens moet dit kies. Ek kan nie namens my kinders kies nie, my kinders kan nie namens my kies nie. Ek kan nie namens my pa en ma kies nie, hulle kan nie namens my kies nie. Ek kan nie vandag namens die gemeente kies nie, julle kan nie namens my kies nie. Ek en jy kies elkeen self of ek die Here gaan aanneem en of ek sy versoeningswerk gaan gaan los. En sy verlossingswerk nie gaan aanneem nie. So luister mooi, kind van die Here. Die verhaal van Jesus het nie op Golgotha geëindig nie. Baie keer is ons so vasgevang net in die Paasnaweek, dat ons vergeet die res van die gebeure in Jesus se lewe. En Paasnaweek is 'n groot naweek, want Jesus is op Paasnaweek gekruisig. Jesus het op Paasnaweek gesterwe, en Jesus het op Paasnaweek opgestaan uit die dode. So dit is 'n groot naweek. Maar ons moet vandag verstaan, die boodskap van Christus bly nie by die kruis nie. Daar's 'n oorwinnende boodskap vir elke persoon wat besluit om Jesus sy koning te maak. 'n boodskap van krag, 'n boodskap van lewe, 'n boodskap van oorwinning. Die vraag is, wil ek dit vat of wil ek dit nie vat nie? Gaan ek dit gryp of gaan ek dit nie gryp nie? Vandag sommer terwyl ons daar nou so staan by daai klomp mense, toe is daar so 'n ander jongerige dame. Nou ek is uit redelik ver van my afgestaan, ek het dit net gehoor toe sy met van die ander vrouens daar praat, hoe iemand daar uit die kar uitklim, toe sê sy, is dit nie daai persoon se pa nie, en ek kon nou nie, ek was daar besig om 'n klomp goed reg te kry, en is dit nie daai persoon se pa nie? Hulle sê nie, watter ou, sy sê vir hom, ja, hy doen ook mos daai godsdienst ding. Daai godsdienst ding. Toe dink ek, my liewe vader, kind, daai godsdienst ding gaan jou of in die hel sit, of in die hemel. Daai godsdienst ding. Toe dink ek, Here Johan, ek is so bly, jy het jou gebruik, dat hierdie kind vandag, hierdie jong dogter, hierdie boodskap kan hoor. Maar sy het ver van my af gesit, sy is bang vir die Holy Spit. So sy het heel agter gaan sit, want sy is seker bang, sy moet ook die godsdienst ding begin doen. So dit is waar ons mense is, julle. 'n Mens hoor hierdie goed en 'n mens, dis skrikwekkend. As mens kyk hoe onverskillig ons mense is teenoor hierdie boodskap van die Here Jesus. Julle, daar's geen verskoning in hierdie land dat jy nie die boodskap van Jesus kan ken nie. Geen verskoning nie. So ek en jy moet weet, in Christus, op die 3de dag staan Jesus op uit die dode, om wat te doen? Om die vloek van die sonde finaal te breek. En ek en jy hoef nie meer vasgevang te word in al hierdie swaar kry van die lewe nie. Ons hoef nie, want Christus ons kom vrymaak. Dan sien ons in 1 Korintiërs 15, vers 5 tot 8, hoe Jesus na die opstanding uit die dode, onthou, hy's gekruisig, hy's gesterwe, hy het opgestaan uit die dode. Maar nou sien ons, na die gebeure op Golgotha, is daar 40 belangrike dae. 40 dae, waar die Here Jesus aan mense verskyn het, op verskillende plekke en verskillende mense. Verskillende grootte groepe, waar hy letterlik homself openbaar het, na die opstanding uit die dode, aan 'n klomp mense. Jesus se opstanding is nie 'n mite nie.
Hoe weet ek dit? Ek dink dit is Morris, wat hy is 'n regsgeleerde wat besluit het, hy gaan eens en vir altyd hierdie ou afgesaagde storie, dat Jesus het uit die dood het opgestaan, hy gaan dit ontbloot. En toe gaan hy en hy gaan doen intense navorsing. En al die geskrifte wat hy kon kry, het hy getrek met betrekking tot Jesus. En as 'n regsgeleerde het hy deur al die navorsing wat hy gedoen het tot die slotsom gekom. Op die getuienis van 2 of 3 sal elke woord vas staan. En aan die einde van sy navorsing moes hy sy boek se naam verander. Waar hy eers die opstanding wou uitklee, moes hy die boek se naam verander om die opstanding te komplementeer. En het tot bekering gekom. Want jy kan nie, met hierdie ooglopende feite wat hier is, kan 'n mens nie die opstanding van die Here Jesus afmaak as 'n mite nie. Honderde mense, hoor my mooi, honderde mense het die opstanding of het Jesus aanskou na die opstanding van die dode en hulle het daarvan getuig. Hoor as skryf Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Broeders, en hy praat met die kerk, ek maak julle die evangelie bekend. So Paulus kom, wat sê hy hierso? Hy praat broeders, met ander woorde, hier praat hy met die kerk in Korinte. Nou moet julle verstaan, die kerk in Korinte was heidense mense wat tot bekering gekom het en letterlik die Here begin dien het. Daar was sekerlik ook Joodse mense tussenin, maar hy praat hierso met die geestelike mense wat in Korintiërs hulle harte vir die Here gegee het. Broeders, met ander woorde, kerk van Jesus, ek het 'n boodskap vir julle. Paulus sê, ek het 'n boodskap, luister na my. Ek Paulus, hy sê ek Paulus, maak julle die evangelie bekend. So wat sê Paulus? Hy sê, broeders, ek wil hê, julle moet verstaan wat die evangelie is. Ek maak aan julle die evangelie bekend. Nou julle, as ek die woord evangelie vat en ek verander die Griekse woord na Afrikaans toe, letterlik straightforward Afrikaans, wat beteken dit? Ek maak aan julle die goeie nuus bekend. So Paulus sê, luister broeders, ek wil hê julle moet hierdie goeie nuus hoor. Nou julle, kom ons wees eerlik. Ek is bietjie moeg vir slegte nuus in Suid-Afrika. Kom aan, wie van julle is dik daarvoor? Yes, ons is amper seker in Afrikaans soos Leon Schuster sê. Ons is dik vir dit. Ek het gister weer toe stuur die seuns vir my 'n Facebook artikel wat geskryf is deur 'n man wat in hierdie gemeente gesit het. Hy en sy vrou, sy was die PRO van Wonderpark Sentrum gewees, ou Karen Gerber, en haar man se naam is Johan, was baie jare hier by ons. Ek het 'n lang pad met hulle gestap in die sekulêre wêreld waar ons baie projekte saam gedoen het in daai jare, saam met die PRO van die stadsraad. En ek sien hulle het Johan aangerand oor die naweek en hom letterlik met een of ander panga ding gekap en hy het iets soos oor die 100 steke gekry en nou Johan is ouer as ek seker, of hy seker net so oud soos ek. En hoe dat die Here hom, en ek sien hy en ek dink met myself, Here, mens wil nie die goed lees nie. 'n Mens is moeg vir al hierdie goed, wat ons elke dag hoor, elke dag sien, elke dag ervaar. Nou kom Paulus en hy sê vir daai klomp mense daar, hoor hierso, ek het vir julle goeie nuus. Ek het vir julle goeie nuus. Let op wat sê vers 5 tot 7, hy sê hierso, en hier gee Paulus 'n lys van mense, wie persoonlik kan getuig van Jesus se opstanding. So, al probeer ons dit wat se kant toe redeneer, hoor dit sê Paulus oor die opstanding van die dode. Hy sê, hy het aan Sefas, nommer 1 verskyn. Nou Sefas is Petrus. Daarna, wanneer? Daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk. Nou julle broeders, daar was vroue ook teenwoordig. So hoeveel mense was daar? Baie meer as 500. So kan jy sien, daar is nie net broeders by daai samesyn nie, het 'n klomp vrouens hom gevolg. So Jesus kom en hy verskyn aan Petrus, nommer 1. Hy verskyn daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan
die meeste nou nog lewe. Hoekom sê Paulus daai inlassin daar? As julle wil verifieer wat ek nou vir julle sê, gaan soontoe en gaan vra die mense, hulle lewe nog. Hy sê daar is sommige van hulle al ontslaap, want hoekom daar was 'n kwaai vervolging, en mense is doodgemaak ter wille van die evangelie. Maar die meeste van hulle, sê Paulus, lewe nou nog, so as julle my nie wil glo nie, gaan vra daai klomp mense, wat Jesus op een slag, op een plek gesien het, en almal is getuies van sy opstanding uit die dode. Nou julle as 'n halwe hoërskool, hoekom sê ek 'n halwe hoërskool? Want die meeste hoërskole is so 1200 mense. Nou jy al gesien hoe lyk 1000 kinders in daai vierkant as hulle opening het. Nou ek onthou eendag toe doen ek die hemelvaartdiens hier onder by Acacia Hoërskool, en toe was daar 'n hoof, sy bynaam was 'n ore, en hy was baie erg gereformeerd, wat ek eer. En elke keer ek kan nie meer sy hoof sy naam onthou nie. Hy het my baie gevra om daar te bedien, as ek daar stop, dan het hy my letterlik voor by die kar gekry. En dan het ek ingestap saam met hom, hy is 'n baie vriendelike man gewees, maar hy was baie strikt op sy geloofsoortuiging. Hy het nie ruimte gehad nie. En ek preek oor die wederkoms van Christus letterlik. Die hemelvaart en daarna die wederkoms. En ek het 'n hele skinkbord vol spelde gevat. Christa het vir my 'n pak spelde gekoop en ek het dit op hy skinkbord uitgegooi en ek het net so groot magneet daar by die huis iewers by die kinders gevat. En terwyl ek bedien aan die einde, toe vat ek die magneet en ek beweeg hom net so bo oor daai skinkbord. En honderde van daai spelde spring letterlik op en plak aan hierdie magneet vas. Maar die res van daai spelde bly agter binne daai skinkbord. En ek vra vir daai kinders, as Jesus vandag moet kom, sal jy saam met hom gaan, of gaan jy agterbly? En soos een man staan daai hele gehoor, daai hele skool se kinders, 1000 van hulle in daai vierkant op, en bely hulle agter my aan, die Here Jesus is hulle verlosser en hulle koning, hulle wil hemel toe gaan. Nodeloos om te sê dat die arme gereformeerde hoof, toe hy dit sien, het hom verskriklik vererg vir my. Hy het my nooit weer daarna gevra nie. Hy het my ook nie tot by die kar begelei nie, ek moes maar tot by die kar alleen loop daar uit. Hy was woedend vir my daaroor. Want wie's ek nou om te sê, daar gaan mense agterbly? Ek wil jy moet verstaan vandag, daar gaan mense agterbly. Die wat Christus verwerp, die wat nie in hom glo nie, gaan nie saamgaan nie. En hier staan 500 mense, soveel soos 'n skool. 500 manne, broeders, saam met hulle vroue en hulle kinders. Hulle sien Jesus, hulle sien sy heerlikheid, en hulle kan getuig van die opstanding uit die dode. Nou as 500 kinders vir jou dieselfde storie vertel, in 'n skool, gaan jy dit glo of gaan jy dit nie glo nie? Kom aan, gaan jy dit glo of gaan jy dit nie glo nie? Jy gaan dit glo. Jy glo een WhatsApp. OK? Jy glo net een WhatsApp, en dan gooi jy jou hele lewe omver, en hier's 500 mense, 500 broeders, wat sê, hy het opgestaan uit die dode, en Paulus sê, ek maak julle die goeie nuus bekend. Wat is die goeie nuus? Die dood kan hom nie vashou nie. Hy het opgestaan uit die dode. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk. Hy sit die woordjie daarin dat jy weet, dit was een slag. Waarvan die meeste nou nog lewe. Hulle kan getuig. Maar sommige al ontslaap het. Daarna, die 4de een, het hy verskyn aan Jakobus, dis sy boetie. Jakobus wou nie in hom glo nie, hy sê dit daar in een van die evangelieboeke, en Jesus se broers het nie in hom geglo nie. Hulle het gedink hy's van sy sinne af, toe hy daar in die huis staan, en die mense die huis volpak, en hulle ou se dak afhaal, en laat sakke man daar tussen hom, of voor hom neer. Toe dink hulle hy's mal, sy ma het gekom, saam met sy boeties, om hom daar te verwyder. En hulle sê, jou moeder is hier, hy sê, wie is my moeder en my broers? Behalwe hierdie mense wat God aanbid, hierdie mense wat die Here Jesus wat my wil aanneem. Daarna het hy verskyn aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn aan my.
as die ontydig geborene. So kan jy sien, dis 6 groeperinge van letterlik honderde mense wat die opstanding van die Here Jesus wat daarvan kan getuig en wat dit meegemaak het. Paulus, jy moet verstaan, sê hierdie woorde in Korintiërs, want Paulus het nie geglo in die opstanding uit die dode uit nie. Paulus het die mense van die weg, soos hy dit noem, vervolg, letterlik en in die gevangenis gesit en hulle gebind. Tot die dag dat die Here Jesus met hom ontmoet het, en 'n stem met hom uit die hemel gepraat het, en 'n lig om hom straal het, en hy gesê het, wie is u Here? En dan sê die Here, ek is Jesus wie jy vervolg. So Paulus praat uit ondervinding. Hy het eerstehands die Here Jesus ontmoet, hy het hom in sy heerlikheid aanskou. So ek en jy moet dit verstaan vandag. Broeders, ek het vir julle goeie nuus. Ek het hom ervaar. Ek het hom gesien. Ek het sy lig gesien. Ek het sy stem gehoor. Ek het hom vervolg. Hy het met my ontmoet. Hy het met my gepraat. Wat is hierdie goeie nuus wat Paulus vir hulle het? Vers 3 tot 5. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Dat Christus, nommer 1, vir ons sonde gesterf het. Kyk wat sê hy, volgens die skrifte. Hy bevestig dit weer. Nommer 2, dat hy begrawe is. Nommer 3, dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. En nommer 4, dat hy homself lewend vertoon het, of lewend verskyn het, aan Sefas, en dan noem hy al daai mense wat ek nou vir jou in die vorige verse gelees het, waarin hy verskyn het. So wat sê hy hierso? In daai 40 dae, na die opstanding uit die dode, het Jesus sy opstanding bevestig. Die boodskap van heerskappy oor die dood en die sonde aan al hierdie mense met wie hy 'n ontmoeting gehad het. Die Bybel sê die dood is die mens se grootste vyand. Dis die loon van die sonde wat Adam en Eva aan die begin gedoen het en oorgedra het na die hele menslike ras. Die goeie nuus wat Paulus hier bring is dus dat Jesus die sonde van die mens kon vergewe het en dat hy die dood oorwin het vir my en vir jou. Nou dit los ons met 'n vraag. En dis 'n vraag wat baie mense al vir my gevra het. As Jesus dan die dood oorwin het en ons in Christus is, waarom sterf ons as mense dan steeds? Hoekom sterf mense? Hoekom sterf jou ouma en oupa, ma en pa, boeties en sissies, neefies en tannies, allerhande? Hoekom, as Jesus dan die dood oorwin het, hoekom is daar steeds mense wat sterf? Weet jy, dis hierdie selfde vraag wat die gemeente in 1 Korintiërs 15 gevra het. In hulle hart was daar 'n probleem met die opstanding uit die dode. En Paulus antwoord dit vir hulle. Hulle het gesukkel daarmee. Hoor wat sê in vers 12 en 13. As dit dan gepreek word, so daar was mense wat dit gepreek het. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, met ander woorde soos hy dit gepreek het, as ons dan preek, dat Christus uit die dode uit opgewek is, as ander mense dan preek, dat Christus uit die dode uit opgewek is, hoe sê sommige onder julle, dat daar geen opstanding van die dode is nie? So wat was die kwessie in die gemeente in Korinthe? Hulle hoor die prediking, hulle het Jesus aangeneem, maar daar is 'n gerug onder hulle wat sê, hy het nie uit die dood het opgestaan nie. Nou kom Paulus en hy sê, ons het dit aan julle gepreek en julle het dit aangeneem, hoe is dit dan nou dat julle hierdie vraag vra, het Jesus opgestaan? Nou maak hy die volgende stelling, nou sê hy, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergees en is julle geloof ook te vergeefs. So met ander woorde, wat maak dat ons bly preek?
Wat maak dat ons Christus bly verkondig? Wat is die element in Jesus se lewe wat maak dat ons aanhou en die kerk van Jesus voort bly bestaan vir al hierdie eeue na die Here Jesus, is die boodskap van die opstanding uit die dode, kind van die Here. En dit is my en jou hoop. Dis waarin ons moet vashou. Dis ons hoop, dis ons geloof. Nou sê hy daarso, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergees en vergees ook julle geloof. So hy sê, dan het julle nie nodig om hier te wees nie, daar's nie nodig vir 'n kerk nie, daar's nie nodig vir mense om enigstens oor Christus te praat nie, want dan is hy net soos enige ander mens. Maar omdat hy uit die dood het opgestaan het julle geloof. Die opstanding van die dode is die doel van my en jou geloof, kind van die Here. Ons lewe vir Christus. Hoekom? Want ek sien uit, nie net na die hemel nie. Ek sien uit na dit wat God vir my gaan gee na hierdie lewe. Om in sy teenwoordigheid te wees. Om saam met hom te wees. Dit is die hoop waar aan elke mens behoort vas te hou, ongeag wat in jou lewe gebeur. Ons kan vandag nie ons hoop stel in mense nie. Jy kan nie. Ek weet nie of julle agtergekom het nie, mense kan nou nogal teleurstel. Weet jy kan nie jou hoop stel in 'n kerk nie. Jy kan ook nie jou hoop stel in die pastoor nie. Want glo my vry, daar gaan 'n dag kom wat jy dink oor hierdie ou is useless. Okay. Gelukkig moet jy maar eers vir die Here ook so sê. Want dis dalk nie wat hy dink nie. Okay. Ons kyk na mense en ons sien al hierdie goed waarmee hulle sukkel. En dink ons maar, hoe op die aarde kry hulle dit reg? Weet hoe is hulle daar waar hulle is? Hoekom gee hulle nie aandag aan sekere goed nie? Ons het weer hierdie week weer gehoor net hoe moeilik dit is vir mense om net op 'n punt te kom wat hulle eintlik die ou lewe af lê. Ons kan nie ons hoop sit in die rykdom van hierdie wêreld of geleerdheid of die goed van hierdie wêreld nie. Ons hoop is in Jesus wat vir my en jou die opstanding van die dode moontlik gemaak het. Moenie vaskyk teen jou sterflike liggaam nie. Ek weet nie of jy agtergekom het nie dat hierdie body saamwerk nie. Kom aan. Stem julle saam met my, hierdie body wil nie saamwerk nie. Hy wil altyd, as die Gees sê gaan regs, dan wil hierdie voete links trap. As die Gees sê buig, dan wil hierdie body regop staan. Want die Gees, nee, kom ek maak dit andersom. Die vlees begeer teen die Gees. Jy's heeltyd, elke dag, voluit, in konflik in jou geesmens met jou vleesmens. Daar's 'n stryd. En dit is 'n konstante stryd. En ek het vir iemand verlede week gesê, op Sondag aand by die disipelskapskool, jy moet verstaan, hierdie stryd gaan altyd daar wees. Want die duiwel ken jou swak plekke, en al wat hy doen is, hy rol hierdie struikelblokke voor jou in, en wie is die struikelblokke? Hy vat nie 'n groot rots wat hy hier van die berg afrol, en hy sê hy klip voor jou neer, nee. Hy sit Piet en Sunny en Koos en jou baas en jou onderwyser en wie ook al, dit is die klippe wat hy voor jou sit, en weet jy wat nog, jou eie vrou en jou eie man. Kom aan. Pastor Dirk, is jy nog oraai daar agter? Nie jou vrou vir jou nie, jy vir jou vrou, ja. Die duiwel ken ons swakheid. En wanneer daai swakheid die heeltyd gevoed word, ek het al baie vir mense gesê, as jy 2 hondjies het, jy het 'n witte en 'n swarte, en jy voer net die wit hond, en jy gee glad nie die swart hond kos nie, wat een gaan die vinnigste groei? Die witte. En as jy die swarte die meeste kos gee, gaan die swarte groei. So as ons heeltyd hierdie swakheid gaan koester,
as ons hier die hele tyd hierdie swakheid nie gaan hanteer nie, dan gaan daai gees die hele tyd naby jou wees. Hy gaan jou hele tyd kwaad maak, hy gaan jou hele tyd laat verkeerde dinge sê. Ek sê nou daar vir ou, ek kan sien jy is gered, maar die Here hoor my, jou stem, ek dink jou tong kort 'n bekering. Want kyk, hy praat Portugees hoor. Maar nie regte Portugees nie, ek weet nie wat sy Portugees is dit nie, maar dit is rowwe Portugees. Maar hy die Here nou net gevind, soos 'n rou baba in die Here, so ek het ruimte, en ek het genade, maar hy bel my elke dag, vir raad, en solank as hy met my kan praat, kan ek met hom praat. In een of ander tyd gaan hy deurbreek in die krag van die Gees van God, want dis wat hy kort. Hy kort die inwonende krag van die Heilige Gees, om elke stuk swak in sy lewe te oorkom. So moenie vandag vaskyk teen die swakheid van jou vlees nie, dit gaan altyd daar wees. Vir 40 dae vertoon Jesus hom lewend aan sy volgelinge, en die getuienis van honderde mense kan nooit weer lê word nie. En dan, kyk wat gebeur na die 40 dae. 40 dae kom, Jesus staan uit die dood uit op, 40 dae gaan verby. Wat gebeur daarna? Kom ek lees dit vir jou, Handelinge 1, vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem. Terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, en dit is my so, kyk die Bybel het net 'n poëtiese inslag. Hulle kyk dat hy stip na die hemel, terwyl hy weggaan. Waarheen gaan hy? Hy keer terug van waar hy gekom het. Hy gaan nie meer op hierdie aarde, 40 dae is hy nou hier, nou gaan hy, hulle is gereed nou, dat hy kan gaan. By die eerste keer toe hy gesterwe het, en daai 3 dae nie daar was nie, het hulle gedink dis verby. Maar hier verstaan hulle, dis nie verby nie. Hulle het hom weer gesien, die dood het geen vashou plek op hom nie, hulle het hoop. Hulle kan deurbreek. En hier kyk hulle na die hemel vir hierdie wonderding wat gebeur voor hulle oë, hoe die wolk kom wegvat voor hulle, en hierdie Jesus wat hulle aan kon vat, wat hulle aan kon raak, wat hierdie vleeslike liggaam gehad het, geen swaartekrag, niks het 'n effek op hom nie. Hoekom nie? Want hy is nie meer die Jesus soos julle hom ken nie. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Hy het 'n verhewe liggaam, kind van die Here, en in daardie oomblik beweeg hy op in hierdie wolk weg in die hemele in. En hulle staan, hulle kyk stip na die hemele, en dan skielik verskyn daar 2 engele, en hulle sê vir hulle, waarom staan julle so en kyk na die hemel? Wat probeer hulle vir hulle sê? Hou op kyk. Hy gaan weer kom, soos julle hom weggesien gaan het. Dit help nie, hulle kyk na die hemel nie. Daar's 'n werk wat nou moet gebeur. Daar's 'n opdrag wat nou vervul moet word. Hy het vir julle gesê, voordat hy opgeneem is in die hemel, net voor dit, en daar dieselfde gebeurtenis op die Olyfberg, sê vir hulle, gaan wag. Gaan eers die wêreld in, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En Markus sê, hy gaan die hele wêreld in en verkondig hierdie evangelie. Gaan bind die duiwels, gaan maak siekes gesond. Maar voordat julle die wêreld ingaan, het julle eers my krag nodig. Want die Heilige Gees was tot op daardie tyd nog nie kollektief uitgestort nie. Enkele mense het die Heilige Gees ontvang in die Ou Testament. Maar die Heilige Gees op Samson het gekom en gegaan. Maar nou sê die Here, gaan wag, hoekom? Want ek en die Vader gaan by julle kom woon. Ons gaan, die Gees van God sal kom en in julle kom bly. So gaan wag eers op julle dinamiet, dat julle vir my 'n verskil kan maak. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, hulle kyk stip na die hemel. Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel,
sal 'n belofte net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dis die belofte van die wederkoms. Hierop draai die mense om en gaan na Jerusalem. Vir 40 dae na Jesus se opstanding verskyn hy met 'n verheerlikte liggaam aan klomp mense. So wat is hier die hoop? Dis nie hierdie ou liggaam wat my die hele tyd aftrek, wat in daardie dag van die wederkoms gaan saamgaan nie. Daai dag gaan ek oorklee word. Die Bybel sê oorklee word met 'n nuwe verheerlikte liggaam. En in een oomblik gaan dit gebeur. Hy kom in Johannes 20 vers 19, die Bybel sê, terwyl die disippels in hierdie vertrek vergader het, en die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, hy sê, hy het vrees vir die Jode, volgende oomblik, verskyn Jesus in hulle midde, en hy steek sy hande op, en hy sê, vrede vir julle. Hy doen dit 2 keer. Die Bybel sê nie, hulle skrik, hulle dink is 'n spook. Kom vat aan my, want 'n spook het nie vlees en bene nie. Kom vat aan my. Hy het nou in die gebou ingekom, sonder om deur die deur te kom. Kom aan. Hoe het hy dit reg gekry? Hy's verheerlik. En dis die liggaam wat ek en julle gaan hê na die opstanding uit die dode. Jy gaan hom kan sien van aangesig tot aangesig, want soos ons nou is, kan ons God nie sien en bly lewe nie. Maar in daardie dag gaan ons saam met hom regeer vir 1000 jaar. Nou jy wonder dalk hoekom 1000 jaar? Want Adam en Eva het 1000 jaar verloor van die skepping. Die eerste 1000 jaar tot op Noag het verlore geraak weens die sonde. Tot die sondvloed moes kom en God hierdie aarde moes vernietig. So wat kom Jesus doen? Die tweede Adam kom vir my en jou wys. Hoe sou dit gelyk het in daardie eerste 1000 jaar as Adam en Eva nie hierdie wêreld oorgegee het in sonde nie? Wie van julle sien uit daarna? Prys die Here. Ek het al baie gewonder, hoe sou dit gewees het as hulle nie gesondig het nie? Weet jy wat, ek sou nie gewonder het om geld in die hande te kry nie. Sou nie gewonder het, hoe gaan ek my water en ligte rekening betaal het nie. Sou nie gewonder het, hoe sal ek 'n salaris verdien nie, hoekom nie, want ek weet nie of ons dit nodig sou gehad het nie. Maar God gaan vir ons wys, in daai 1000 jaar, hoe dit moes gewees het, onder die heerskappy van die tweede Adam, wat hierdie wêreld kom oorwin het. Ek wil afsluit vanaand, met 1 Tessalonisense, die 4de hoofstuk, baie bekende gedeelte in God se woord. Maar broeders, vers 13, 1 Tessalonisense 4 vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Wat se ding is ontslapene? Nou vir julle wat nou nie Afrikaans op skool gehad nie, dis dooies. Okay, dis mense wat in die grafte lê. Okay, het julle dit? Hoor mooi. Broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Sodat julle nie treur soos die ander, soos die heidene, wat geen hoop het nie. Hoekom nie? Want ek en jy het hoop. Wat is ons hoop? Die opstanding uit die dode. Nou hoor dit sê verder. Want as ons glo dat Jesus gesterwe het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, die wat in Christus dood is, sal hy hulle saam met hom bring.
So wat gaan God doen? En let mooi wat sê die skrif, want as ons glo dat Jesus gesterwe het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. So wie gaan kom? God gaan kom. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons, nou praat hy van hulle wat nou nog lewe, wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslape heiliges hoegenaamd nie voor sal wees nie. Ek lees dit en ek dink, Here, maar dit maak nie sin nie, hulle is dan voor ons daar. Nee, hulle is nie. Hoor mooi wat sê hy. Hy bring die geeste, sê vir jou langs jou geeste, van die afgestorwe heiliges, saam met hom. En dan gaan die wat by sy wederkoms in die lewe oorgebly het. Dan sê hy daar wees, en hulle wat saam met hom gekom het, gaan hy eerste verheerlik. En onmiddellik daarna, gaan hy die wat in die lewe oorgebly het, oorklee met 'n verheerlikte liggaam. Sodat die wat in die lewe is, die afgestorwenes nie voor kan wees nie, en sodat die afgestorwenes nie die wat in die lewe is, kan voorwees nie, dat ons almal, sê hierdie skrif, tegelyk in die hemel saam met Christus weggevoer word in sy heerlikheid. Nou wil ek jy moet mooi verstaan. Ek wil afsluit met die volgende 6 punte. Sonder die kruisiging is daar geen vergifnis van sonde nie. Het jy gehoor wat ek sê? Sonder die kruisiging is daar geen vergifnis van sonde nie. Sonder die dood van Jesus is daar geen opstanding nie. Sonder die opstanding is daar geen verheerliking nie. En sonder die verheerliking is daar geen hemelvaart nie. En sonder die hemelvaart, hoor mooi, is daar geen wederkoms nie. Want hy kom terug nadat hy opgevaar het. En sonder die wederkoms is daar vir my en jou geen hoop dat hierdie liggaam verheerlik sal word nie. So die hemelvaart is my nie net sommer 'n gedagte in die reeks van gebeure in Jesus se lewe nie. Die hemelvaart maak 'n deklarasie. Soos hy opgevaar het, kom hy terug. En wanneer hy terugkom, gaan ek nie meer dieselfde wees nie. Gaan hy jou verheerlik, gaan hy my verheerlik. En dan sal ons saam in sy heerlikheid in die hemel opgeneem word. Kom ons vergeet al die swaar kry, al die moeilike dinge om ons, vir 'n paar oomblikke en dink net aan hierdie kragtige woord van God, wat sê, jy het hoop. So dit maak nie saak eintlik hoe swaar ons kry nie. My broer, ek het na hom gekyk, terwyl die motorneer ons siekte opgedoen het, en letterlik maand na maand, het hy siekte hom verteer. Totdat sy bene en sy knieë, alles in mekaar ingetrek was, soos 'n baba wat in die skoot van sy moeder lê, soos 'n fetus. Sy hande, hy kon niks meer, hulle het hom gevoer met 'n buis deur sy maag. Ek het hom gaan deel die woord wat die Here my gegee het, en daai dag het hy absolute vrede by God gekry. En die dag op die verkiesing, toe sê hy vir sy seun,
tel my op. Klink of hy stik. En Heinrich het hom opgetel en toe loop die ander seun by die kamer in. En die twee seuns sê hulle het hulle pa daar in hulle hand gehad. En hy het net so na die een gekyk en toe na die ander een. En toe net so groot smile gegee en sy laaste asem uitgeblaas. Hoekom? Want in daai 2-3 jaar wat hy siekte hom getormenteer het hy verwagting opgebou. Hy kom my haal. En as hy my kom haal, sal ek saam met hom wees. Sal vanaand iemand hier wat sê, Here, ek sien uit. Dankie, heel eerste dankie vir die hemelvaart. Maar ek sien uit na u wederkoms. Is daar so iemand vanaand? Dankie, Here, vir die wederkoms. Dankie vir u hemelvaart. Kom ons staan dan. Sê ons vir die Here dankie. Sê vir die Here, daar waar jy staan vanaand, dankie. Dat hy jou pad langs gekom het. Dat hy jou genade gegee het om hom aan te neem. Dat hy by jou hart kon klop het. En dat jy vanaand hier kan wees om sy aangesig te soek. Vader, baie dankie dat ons vanaand verstaan. Ons het hoop. En al lyk goed vir ons, hoe hopeloos, het ons hoop tot die ewige lewe. En Here, hierdie ewige lewe is nie net per se die ewige lewe nie. Dit is 'n ewige lewe, Hemelse Vader, met 'n liggaam wat verheerlik is. Wat presies dieselfde gedaante en gestalte sal hê as wat Jesus se liggaam na die opstanding uit die dode gehad het. En Paulus sê van hoe danig hierdie liggaam is. Hy sê ons weet dit nie, ons kan dit nie verklaar nie, maar al wat ons weet is dat ons sal saam met hom weggevoer word in die oogwink van 'n oomblik. En Here, ek wil bid dat U ons genade sal gee. Dat U ons sal help om uit te sien na hierdie verheerliking. Here, ons leef in 'n tyd waar die boodskap van die wederkoms, Here, so teologies geraak het dat dit gekoppel word aan tyd, middel, voor, na. Here, terwyl die boodskap eintlik is Jesus kom. En wanneer hy gaan kom, gaan hy ons verheerlik. En dan sal ons almal wat verheerlik is, die wat dood is voor die tyd en die wat in daai tyd in die lewe bly, in een oomblik verander word na dieselfde formaat, dieselfde gestalte as wat Jesus gehad het daai oggend toe hy opgestaan het uit die dode. En Here, ek eer U daarvoor. Ons sien uit daarna. Ons wil vir U sê dankie, Here, vir die opstanding uit die dode. Dankie vir die kruisiging. Dankie dat U, Here, gesterf het. Dankie dat U opgestaan het uit die dode. Dankie, Here, dat U Uself, Here, vertoon het aan honderde mense. Dankie dat U die opstanding bevestig het. Dankie, Hemelse Vader, dat ons verwag dat daar ook, dat die hemelvaart plaasgevind het en dat ons verwag dat daar 'n wederkoms gaan wees. Ons wil vanaand vir U sê, Here, ons sien uit daarna. Maar bewaar ons dat ons sal vashou aan dit totdat U kom. In Jesus se ewige en onveranderlike naam. En ons dankie dat ons U kan ken as die God van hemel en aarde. Ons eer U daarvoor, Vader. Amen. Net so ter afsluiting het ek eendag 'n dokumentêr gesien oor die graf van die Here Jesus, want daar's mos nou baie spekulasie van waar is die graf. Maar die Bybel het voorskrifte en sê dat hierdie graf was eintlik 'n buitengewone groot graf. En hy het 'n buitengewone groot steen gehad wat voor hierdie opening gelê het. En daar's 'n graf in Jerusalem waar hulle die staalpen wat in die rots ingeboor is, waaraan hulle hierdie klip gestit het en vasgemaak het dat dit nie terug sou rol nie, want die ding was teen 'n helling uitgerol. So met ander woorde, hy was die oomblik as jy hom losmaak, kan rol hy, dat om die graf wil oop te maak, dan rol jy dit weg en dit is met 'n momentum daar. En
En hulle sê hierdie staalpen en hulle die dikte van daai stuk pen wat daar was, 'n gegote stuk yster, is steeds binne in daai rots. En daai yster is nie uit die rots uitgetrek nie. Hulle sê daai yster, kan jy sien, is afgeskeer deur 'n groot, magtige krag. So die oomblik toe die Here Jesus uit die dood uit opstaan en die graf ooprol, het die Here in krag homself openbaar. So die God wat ek en jy dien, is 'n groot en 'n goeie God. En selfs geskiedenis getuig van sy opstanding uit die dode. Ek sien uit. Ek weet nie julle nie. Ek sien uit. Kom ons gee die Here 'n hartlike handeklap vir dit. Ons sê aan die musiekspan baie dankie dat hulle vanaand vir ons begelei het. Dankie vir die Here vir sy gees. Dankie dat julle gekom het. Gaan in sy liefde en sy vrede. Ons sien vir julle Sondagoggend as die Here ons lewe spaar. Totsiens julle. Yes, my Boeta.